He is waardig. 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 Here. Here, U is waardig in hierdie uur vanmôre. 'n uur aan U gegee, Here. 'n uur aan U toegestaan, Here. Ons harte wil vanmôre van lof, Here, en van eer, Here, aan U toegegee word, Here. Ons wil vanmôre sing, U is waardig, Here, om geloof te word in hierdie huis. Here, U het ons werklik, Here, nie oorgestaan nie, Here, maar U het ons kom bystaan. Here, in die tyd wat ons dit die minste verwag het. Here, in die tyd wat ons daaronder was, Here, het U gekom en Here, U kinders kom optel. Here, en U het ons deurgedra, Here. Daarom kan ons halleluja net vanmôre wees van U goedheid en U guns, Here, maar grootliks U genade en U liefde vanmôre, Here. Here, U het vanmôre U kerk so lief, Here. En ek wil vanmôre, Here, proklameer, Here, die liefde van Jesus in die Koinonia vanmôre, Here. En VK ook nie, Here. U het ons 50 jaar hier deurgebring, Here, en ons sien vir 50 jaar nog uit, Here, wat gaan kom. Here, ons harte loop oor vanmôre. Here, U goedheid dra ons vanmôre, Here. U genade lei ons vanmôre in U liefde. Here, U maak ons harte bly. Help ons vanmôre, Here, om 'n lig vir U, Here, vir die wêreld te wees, Here, maar ook sout vir hierdie aarde. Help ons vanmôre, Here, om U missie en U visie uit te leef. Ek vra dit vanmôre in U naam, Here. Dankie dat elkeen wat vanmôre is, my koning, U is met 'n doel. En dankie ook, Here, dat ons vanmôre kan fees vier. Omdat U ons deurgedra het. In Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Kan ons hom 'n lekker lofoffer gee vanmôre? U mag hier sit plek neem. My hande is yskoud vanmôre. Ons kan getuig vanmôre die Here is goed. Amen. Ek kan nou vanmôre hier staan en vir jou sê hoe goed die Here is, maar as jy dit in jou hart gaan beleef nie, gaan jy nie weet hoe goed hy is nie. Amen. So ek kan vanmôre weer vra, is die Here goed vir u vanmôre? Amen. Amen. Prys die Here. Nou ek het gesê ek het so kort gedagte, net so 'n klippietjie wat ek met julle wil share vanmôre. En blaai saam met my asseblief julle Bybel sê, blaai saam met my na die boek van Romeine 8. Ek lief die boek van Romeine, my gunsteling hoofstuk in Romeine is natuurlik hoofstuk 5. Dit praat oor die geloof. Halleluja. Want dit is geloof wat ons dra, is dit nie? 5 keep us going. Amen. Iemand vra my nou die dag, pastoor, hoe doen jy dit? Hoe
Hoe hou jy aanloop? Ek sê vir hom, weet jy wat, is baie maklik. Geloof. Die Here het jou geroep ten spyte van. And he dedicated his life to you, so we are supposed to dedicate our lives to him. En dit is die motto wat mens kan aanleer in die lewe, is dit nie so nie? Kom ons lees Romeine 8 vanaf vers 5 en ek gaan so ver gaan tot en met vers 12. En ek voel dis 'n skrif wat die Here vanmôre vir die kerk gee. As ek praat van die kerk, praat ek van ons as Koinonia familie, maar ook as die kerk in geheel. Is jy met my? Kom ons lees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Ek lees uit die 83 vertaling, as jy nou so 'n bietjie anders is dalk. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die beheers. Ek wil vanmôre die beheer omdraai. Kan ek maar met julle toestemming vanmôre die beheer omdraai en sê wie gee leiding? Is julle met my? Halleluja. Die dinge waarmee die sondige natuur, vers 6 van die mens kom besig hou. So hy sê die dinge waar die mens besig hou uit die sondige natuur loop uit tot op die dood. Okay? Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van die Here is die ewige lewe. Okay. Ek het nou die vers baie vinnig gesê, maar hy's daar. Okay. Maar die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou. Bring lewe en vrede. Amen. Gemeente, kom ons lees daai vers net weer, want daar is 'n jy weet die Bybel is altyd daai van maar. Ek sê hierdie maar. Ek love daai maar, want die Here sê, okay goed, ek sê vir jou dis nou verkeerd, maar hoor net gou hierso, wat beloof ek jou? Okay. Kom ons lees net gou daai laaste stukkie weer. Van vers 6. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring vrede en lewe. Op hierdie stuk sê Paulus nie waarmee die mens hom besig hou nie. Hy sê die dinge waarmee die Gees hom besig hou. Jy moet besef vanmôre, jy's lankal nie meer mens nie. Die dinge waarmee die Gees in jou hom besig hou, bring vrede en lewe. Jy's lankal in hierdie stuk nie meer mens nie. Hoorie wat ek sê vanmôre? Ja, okay, jy's 'n sakkie bene met 'n mooi jean en 'n mooi baadjie aan natuurlik en dan die magte lyk pragtig vanmôre. Maar jy's lankal nie meer mens binne-in nie. Jy's Gees. Die dinge waarmee die Gees hom besig hou. Ek wil môre vir jou vra, het jy Heilige Gees in jou? Want dis die dinge waarmee jou Gees hom besig hou. Is met die dinge van die Here. Ek wil so ver om te sê, is met die Here homself. Dit bring vrede en lewe. Prys die Here. Ek gaan aan. Dan sê vers 7. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Is dit nie so nie? Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Okay, goed, ons is onder die genade. Okay, maar ewen toe die wet daar was, kon die sondige natuur nie heers nie. Dit kan trouens ook nie. So dit kan nie getroud bly nie. Dis wat Paulus hier sê. Maar die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie in die wil van God doen nie. Beteken vanmôre gemeente.
As jy vanmôre wandel in 'n vleeslike mentaliteit. Vlees is sonde. In my oor, dis my interpretasie vanmôre. OK. As jy vanmôre wandel in dit, kan jy nie die wil van God uitvoer nie. Daar's 'n streep. Om oor daai streep te kan gaan, wat ek vanmôre die wenstreep noem, om oor die wenstreep te kan gaan vanmôre, moet jy die baadjie uittrek. Ek gaan nie my baadjie nou uittrek nie, want ek kry koud. Maar moet jy die sondige natuur uittrek om die goddelikheid te kan hê vanmôre. Ek sê nie jy's goddelik nie, hoor mooi wat ek sê. Om die goddelikheid te kan hê vanmôre in jou, moet die sondige natuur uitgaan. Paulus sê duidelik, anders gaan jy nie die wil van God doen nie. En ek het al ondervind, as jy nie in die wil van God is nie, man, sjoe, siep sop braai bout, as ek dit so kan stel. Maar daar's hoop, kom ons lees verder, daar's hoop. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, prys die Here, maar deur die Gees. So wanneer jy daai sondige natuur uitlos en afskeer en daar in die vuur gaan gooi en sê, gaan weg agter my, en jy trek die goddelikheid van die Here aan om jou en in jou, dan is dit die Gees wat beheer neem. En dis wat ons wil hê vanmôre, is sodat die Gees moet beheer neem, want al die eer moet nie die sonde kry nie, maar moet die glorie van die Here aangegee word. Al die eer moet aan hom gegee word wat heers oor jou liggaam. Die Here het nie vir nie gesê jou liggaam is 'n tempel van God nie. Amen. Prys die Here. Want die Gees van God woon in julle. Kan u sien hoe pas vers 6 en vers 9 in mekaar in soos 'n ligkaart. Die dinge waarmee die Gees hom besig hou. Die een wat in jou is, bring die lewe en die vrede uit jou uit. Die een wat in jou is soos 'n fontein wat vloei. En hy vloei uit. Sê ek vanmôre, ons is daar? Nee, glad nie. Ons almal kan hier en daar 'n fout maak, ons almal kan hier en daar nog bietjie laat die sondige natuur kom. Maar wat ek vanmôre wel kan sê is dat die een wat in jou is, sal hoor heers as die een wat in jou was. En die vrede van die Here sal jou omring. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. So it's needed to give yourself to the Lord. Nie net jou hart nie, jou hele wese. OK. Vers 10. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. En hier is waar ek vanmôre net so 'n handbriek wil optrek. Of wat staan ons vanmôre? Op heilige grond. Hoe is dit gesing? Omdat Christus in julle is, hoor mooi, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hierdie grond is die bewys van God se vryspraak. En die Gees kom gee dit aan jou. Jy het nie daarvoor gewerk nie. Jy het nie 'n prys betaal. Jy het nie gegaan en sê ek koop hierdie stukkie grond vanmôre nie. Die Here sê my kinders, ek gee die grond vir jou. As my vryspraak. Wat het die Here gesê? Hy het sy voet neergesit. Is dit nie so nie? So hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon.
There was a reason you had to follow the path you were going on. Dit was deel van die Here se beplanning. Sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy gees wat in jou woon. Kind van die Here, die gronde was 50 jaar terug gegee aan die Here se kinders. En baie van daai kinders lewe tot vandag toe. Hulle is almal afgetree. Die een pastoor se vrou lewe in Vierfontein. Die ander oom bly hierso in Shedilaan. Ek dink oom Stanley was ook deel daarvan gewees. Daai tyd, in 1972, toe die Here die grond vir die kerk gegee. Hulle het dit natuurlik gekoop, want jy moet grond koop, dis lewe. Maar die Here se guns was met hulle gewees. Op gronde van sy vryspraak kon hulle 'n kerk bou. En ek wil vanmôre vir u kom bemoedig. Laat die Here jou stig eerder as wat 'n dokter vir jou gaan sê dit moet so gedoen word. Laat die Here jou stig eerder as wat jy glo wat mense sê. Hierdie woord, met alle respek, is my stigting. En ek wil eindig vanmôre hierdie stukkie skrif, hy sê, daarom dan broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur, om daarvolgens te lewe nie. Jou verpligting vanmôre, kerk van die Here, is om sy naam te gaan uitleef. Jou verpligting vanmôre is om sy naam voor te bou. En ek is dankbaar vanmôre dat ons hier kan staan. 50 jaar in celebration. Nou, ek sê weer, dis nie hoe oud die kerk moontlik is nie. Dis 50 jaar wat ons hier is. En die Here het ons sterk gemaak. Amen. En glo as ons nie sterk was, sou ons daai tyd al toegemaak het. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, U is ons stigting vanmôre, Here. U is die een, Here, wat aan ons, Here, die vryspraak op U gronde kom gee, Here. Here, en ons kon voortbou. Here, en ons bou nog steeds voor, Here. Dankie dat U vanmôre die een is wat vooruitgaan, Here, en die leiding neem, Here. Dankie dat U vanmôre die een was wat vir 50 jaar, Here, die leiding geneem het. En nog steeds doen. Ons kom as gemeente, Here, en ons kom gee die leidsels terug aan U, Here. En ons dank U dat U ons vooruit gaan. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Halleluja. Ek kom by die tweede preek vanmôre. 50 jaar viering. Net die genade van die Here. Halleluja. Van u wat nie weet nie, ons kerk was altyd in 'n saal gewees in Milton Lawn. Net die straatjie mos hierso, die hoofstraat, né? Maar in 1971 het die Here vir ons 'n gemeente, vir ons gemeente deure oopgemaak. Halleluja. 1971. 1972 het hulle die gemeentegronde gekoop. Was 'n blok. Julle sal nou sien as ek gaan 'n foto wys. Dit was 'n blok. Toef. Dit was die kerk se blok en dit was die ou apostoliese kerk se blok. OK. Sedert 1975 is ons hier waar ek en jy vanmôre sit. 50 jaar van genade en guns by die Here. Ons kan hom net dank. Halleluja. So ons kerk is natuurlik
Soos ek gesê het, in 1971 was die kerk onder die leiding van pastoor Knight, waar die kerksaal in Miltonland was. Maar in 1972 het die kerkraad en die Here se guns natuurlik dit moontlik gemaak om die kerkperseel dan te koop. Goed, hier is dit wie die kerk gehelp bou. Vanaf 1973 tot 1975 onder pastoor Hilder se leiding is die gebou waarin ons vandag sit gebou. Net die gebou. Kan jy sien? 'n volle 2 jaar het dit geneem om hierdie gebou te bou. En ek wil vir u sê dit is 'n baie mooi gebou, is dit nie? Interessante feit. Die houtbalke van hulle is gelukkig al vervang, maar van hulle is nog die oorspronklike houtbalke wat hulle daai tyd sedert 1973 en 75 uit Sabie gaan haal het. En is vandag nog in die kerk. Die houtbalke. So dra die Here sy kerk. Nou die gebou behoort natuurlik net aan hom. Maar dis hoe goed die Here is vir die kerk. Halleluja. Dit was die houtbalke was oorspronklik van die saagmele wat in vanuit Sabie na Mpumalanga. Die oom wie vir my hierdie inligting gegee het. En ek is nie seker presies wie almal gebou het nie, maar die oom wat vir my hierdie inligting gegee het is van Herman Roux. Hy is 85 jaar oud en hy lewe in Shelley Lane. Hy bly daar in Shelley Lane. Hy kon weens gesondheidsredes nie vanmôre wees en sou 'n eer wees om hom vanmôre in die kerk te kon gehad het. Maar hy het om verskoning gevra. Maar dit is awesome om te weet dat die mense wie se sweet hier was en gebou het, kan ons vandag nog vertel van hoe dit was. Julle moet die stories hoor wat die oom vertel. Ek gaan een nostalgie deel. Maar die stories wat die oom gehad het, dan vertel hy, dan het hulle die Vrydagmiddag gery, al die pad Sabie toe. Hulle gaan daai balke haal. Hy in 'n bakkie en nog 'n bakkie en ek dink dit was 'n klein bakkie. 2 met trailers en 1 sonder 'n trailer. Ry hulle die Vrydag deur en die Sondagmiddag ry hulle weer terug. Gaan hulle daai balke gaan haal. Dan kom hulle en dan kom bou hulle. En vanmôre sit ons in die handewerk van God se mense. Herman is een van die mense wat op daardie tyd op die kerkraad was. En hy was een van die mense wat ook opgewonde was toe hulle gesê het hulle gaan hierdie gemeente bou. Daar was 'n mix-up gewees met die persele. Die oorspronklike perseel was eintlik daar waar die wassery nou is. Die kar was daar by Carlisle. Was daar gewees. En maar toe was daar 'n ding gewees en toe koop hulle hierdie grond. En dis waar ons vandag is. Amen. Ons eer die Here vir ons bestaan vanmôre. Nou kom ek deel vir die kort nostalgie. Maar as hierdie oom dit vertel, dan kan jy maar weet, jy moet jouself regmaak om hier kom 'n ding. Okay. Ons sit eendag in die kuier by Herman hulle en tannie Annetjie en hy vertel ons toe die storie. Terwyl hulle besig was om die kerk te bou, die gebou, né? Besef hulle die bakstene word al hoe minder en minder. So ja, daai tyd was daar al baksteenvatters gewees, né? En op 'n dag toe besluit hulle gaan nou plan maak om hierdie persoon te vang. En hulle kom sit toe in die kerk. Die kerk is nog nie klaar nie, né? Hulle sit toe in die kerk en hulle wag. En hy sê dit raak laat aand. En hulle hoor die kom iemand met sy kruiwa. Hy kom gestap. En hulle hoor kadoef. En hulle besluit toe nee, hulle gaan dan maar stadig opstaan en saggies opstaan en hulle gaan kyk toe. Nou Herman sê hy sal nie
geraai dis die persoon nie, maar is toe die buurman. Die bure van die kerk. Nie die bure nie, die bure van die kerk. In Milton Lawn. En hy sê, sy pastoor, vir die 2 jaar het ons aandele in Milton Lawn gehad. Want as jy om die hoek gegaan het, was sy woonstel mooi netjies gebou gewees met die kerk se baksteen. Maar daardie dag toe eindig hy te sê hy, daai bakstene het 'n groter seën geword vir die gemeente as wat hulle dit verloor het. So as jy ry hier so in die kerk en daar in Milton en jy kom so om die hoek, kyk maar net daar vir 'n mooi woonstel wat staan. Die kerk het aandele eintlik in die woonstel, maar ons claim dit nie, ons seën hulle daarmee. Halleluja. So julle, dit is ons geskiedenis van ons kerk. So 'n klein bietjie. Daar's 'n foto, ek gaan vra hulle om vir ons in Hans hoofkantoor, ek het uitgereik na hoofkantoor toe en wanneer ek dit kry, sal ek dit aan julle share. Hierdie is 'n foto in 2009 waar die voorportaal net gebou was. Daai voorportaal daar wat julle daar sien. En met sy ramp en alles. En as ons afgaan, sal julle sien ons braaiers was nog nie eens gebou nie, maar die sementblad was daar. Halleluja. En ek weet nie wie's almal wat daai staan nie, seker almal kinders van die Here wat ons dalk nie nou op hierdie oomblik ken nie. Maar daar waar die mense langs die sementblad is mos waar ons die tafelstafvertoning is vandag. En dit is hoe die Here ons laat groei het. Vandag staan ons met 'n saal wat ook die Here se genade was. En ons saal het 'n plafon in. En ons is vanmôre dankbaar om in die huis van die Here te wees. Prys die Here. So mag ons nog verder groei. Mag ons nog verder groei, mag ons nog meer groter word in die Here. Halleluja. Ek gaan vra, die kerkraad vanmôre teenwoordig is om saam met ek kom staan hier voor asseblief, ons kerkraad. Ek weet dit is koud. Dat gaan gou van julle man se sy en kom staan by my asseblief. Tannie Ina, wat doen Tannie Kobie? Gemeente, ek gaan vir u vra om asseblief vanmôre u hand uit te steek. Ek gaan die stage gaan ek salf. Maar ek salf dit vanmôre as die kerk. Is jy met my vanmôre? En daarna gaan ek vra, steek julle hand uit, ons gaan 'n dankgebed doen. En ek glo die Here het baie leierskap was al deur hierdie kerk. Baie staanende leierskap is nog steeds deel van die kerk. Maar ons glo en vertrou die Here wat ons deur. Amen. Maar Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, ons kom seën vanmôre hierdie stage, maar seën vanmôre hierdie kerk, Here. In die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Baie dankie, Here, dat U vanmôre, dat hierdie kerk vanmôre, Here, sal voortgaan om U werking te doen, Here. Sal voortgaan om U missie uit te leef, Here, waarvoor U ons geroep het vanmôre. Kom seën ons, Here, vir nog 50 jaar van lof en aanbidding, vir nog 50 jaar van voortbou, Here. Dankie dat ook nie gemeente 'n gemeente kan wees wat daarop uit is, Here, om U aan mense te gee. Ek vra, Here, kom, maak dit wakker weer in ons. Dankie, Here, vir ons, Here, en leierspan vanmôre wat hier is. Here, wat vanmôre hierdie selfde gebed aan U opdraai, Here. Maar glo in my hart vanmôre, dis ons droom, Here, om meer en meer vir die Here te kan doen, om die koninkryk van die Here te kan groter maak. En dankie dat ons vanmôre, Here, die voorreg het om dit te kan vier. Ek vra dat U hand van beskerming, genesing, Here, U hand van voorsiening, altyd in ons, Here, in die leierskap van hierdie gemeente, Here, in die mense van hierdie gemeente, Here, sal voortleef. Ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen.